Ons wêreld is verskriklik honger vir inspirasie. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, jy sien dit oral. Jy sien dit op sosiale media, jy sien dit by motiveringspraatjies, jy sien dit in boeke, jy sien dit in werkswinkels, oral. Mense is honger vir inspirasie. Mense soek iets om hulle te laat opstaan in die oggend, to pick me up, iets om hulle te laat deurdra deur die moeilike tye, carry me through. As dit moeilik raak, soek ons almal inspirasie, sodat ons kan aangaan. Jy's in daai tye waar dit moeilik raak. Nou baie mense kry daai inspirasie deur prestasies wat hulle bereik, of deur erkenning. Party kry dit met geld, met sukses, of met fiksheid, met 'n mooi lyf, want mense wil raak gesien word. En vir 'n ruk lank werk daai inspirasie wat ons oral in die wêreld kry. Dit werk vir 'n rukkie, net om ergens agter te kom, ek raak weer moeg. Wanneer die applous begin stil raak en nie meer so hard is nie, dan kom ons agter, ek begin leeg voel. Hierdie doel is leeg. En dan die inspirasie, kom ons vinnig agter, dit begin wegraak en ergens voel ek net uitbranding. En daarom is hierdie vraag so belangrik wat ons vir onsself vandag kom vra. Maar wat inspireer jou? Wat dra jou juis deur daai moeilike tye in jou lewe? Wat hou jou aan die gang? Nou die Bybel kom leer vir ons iets anders as net oppervlakkige inspirasie. Die Bybel wil eintlik nie vir ons 'n tegniek kom gee nie. Die Bybel wil eintlik vir ons kom help om te verstaan daar's 'n ontmoeting wat God met my en jou het. Die Bybel wil nie vir ons 'n motiveringspraatjie gee nie, maar hy wil vir my en vir jou kom wys van 'n God wat nader kom na my en jou toe. Nou in Sefanja het ons juist ons die teks gelees, het ons gelees van 'n volk wat op daardie stadium gebroken is. Skuldig geskaam is oor dit wat hulle gedoen het as 'n volk, wat moedeloos was, wat verstrooi is, verneder is, en in dit waar hulle bang is, kom God onverwags. En dit is 'n God wat nie net kom herstel nie, maar die mooi van hierdie hele ding is, ons sien 'n God wat oor hulle kom sing. Wat 'n lied oor hulle kom sing. En dit is seker een van die mooiste dinge. En hierdie lied is besonder wat God oor sy volk kom sing. Die Here jou God is in jou midde. 'n held wat verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete of jubelsang. Daai woord is amper soos Rina hier. Rina in die Hebreëus sê daai loud singing, 'n harde gesing. En dis wat God kom doen. Hy kom sing met hierdie lied oor sy mense. Dis wat ware inspirasie is. God kom sê iets hoe hy oor ons voel, en daar's niks wat die volk moes doen om dit te verkry nie. God kom sing hierdie lied juis oor hulle. En ek en Stefan vir die afgelope paar weke herinner my en jou gereeld die afgelope tyd dat God se liefde ons eerste ontmoet voor ons iets kom doen het. God begin nie met eise by jou en my nie. Hy kom heel eerste met sy liefde wat hy vir my en vir jou kom bring. En hier sien ons hierdie gedeelte wat hy vir sy volk kom sê, ek is die Here wat by jou is. Ek kom na jou. God is nie kwaad nie. God is nie afsydig teenoor hulle nie. Voor hy enigiets van hulle vra, gee God homself aan hierdie volk. Voordat hy hulle uitstuur, kom hy heel eerste, kom hy nader aan hulle. Voor hy hulle verander, kom sing hy 'n lied oor sy volk. En vir my is dit ongelooflik om dit net weer opnuut te raak te wees. Juist omdat ons het genoem het, omdat ons so gewoond is daaroor, ek moet eers reg wees voordat God gaan nader kom. Ek moet eers verander voordat God my gaan lief hê. Ek moet eers presteer
voordat ek in God se rus kan ingaan, sy aanvaarding kan kry. En hier is die mooi wat by God heeltemal anders is. Sy liefde is nie 'n beloning nie, dis 'n beginpunt. Wil jy maar dit raak sien in jou eie maak, sy liefde is nie 'n beloning nie, maar sy liefde is die beginpunt. Hy begin om in sy liefde oor jou en my lewe 'n lied te sing. Dink bietjie gou-gou, hoeveel Bybelverhale is dit nie waar ons dit keer op keer sien? Dink gou-gou bietjie aan Petrus. Petrus wat vir Jesus 3 maal in die openbaar verloon. En dan vlug hy weg, hy onttrek homself, want hy besef wat hy gedoen het. Hy besef wat die verkeerd wat hy gedoen het. En as Jesus daai gekruisig en hy opgestaan is, wat doen Jesus? As Jesus vir Petrus sien, dan sort hy hom nie uit nie. Hy roep hom nie tot verantwoording oor dit wat hy gedoen het nie. Wat doen Jesus? Hy maak vir hom ontbyt. Hy sit langs hom by 'n vuur en hy sê vir Petrus, het jy my lief? Gelooflik. Kyk net wat doen Jesus. Jesus begin nie met straf nie. Hy begin met verhouding keer op keer as hy nader kom. En dit is presies wat ons hier in Sefanja kom raak lees in hierdie gedeelte. God wat kom sê, ek kom julle red. Ek kom verheug my oor julle. Ek gaan julle kom stil maak met my liefde. En dan sê ek sing oor julle. Nou daai hele uitdrukking van hy maak jou stil met sy liefde, sê eintlik iets wat dit eintlik beteken is, God se liefde maak dat ek en jy kan rus. Bring ek en jy by 'n punt dat ek en jy kan rustig raak, dat ons kan in sy liefde kan stil word. Sy liefde kom maak hier al hierdie geraas van skuld en skande, vrees en veroordeling kom maak God stil met sy liefde en hy sê, ontvang net my liefde. Besef net hoe lief en kosbaar jy vir my is. God bring sy liefde vir my en vir jou. Heel eerste. Baie van ons probeer baie keer ander mense lief hê terwyl ons self leeg is. Dink bietjie daaraan. Ons probeer baie keer ander mense liefde gee, maar self is ons leeg en uitgeput. Ons het self nie daai liefde nie. Ons probeer gee sonder om te ontvang. En miskien wil vandag God vir my en vir jou kom herinner om eers bakkant voor te kom staan en te ontvang dit wat God vir my en vir jou kom gee. Jy kan nie lief hê as jy 'n leë hart het nie. Jy kan alleen lief hê as jou hart vol van liefde is. En hier is sommer net twee praktiese vrae wat ek vir jou wil gee om aan te dink. Wanneer laas het ek net by God gerus sonder om iets te bewys? Wanneer laas het ek toegelaat dat God oor my sing voordat ek begin werk het? Wanneer laas? So belangrik dat ek en jy op die plek kom waar ons kan hoor dat God oor ons sing. Sodat ons kan stil word in sy liefde en vol kan word van sy liefde. En ek weet baie keer is daar kritiek en sê, joh, maar as ons heeltyd praat oor God se liefde, gaan die God se liefde nie misbruik word. Die gaan mense nie maar net doen wat hulle wil nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Wanneer iemand vir jou lief is, dan doen jy nie net wat jy wil nie. As jou maat vir jou lief is, dan antwoord jy met liefde. Jy gaan nie 'n affair aangaan as jou maat vir jou liefde wys nie. Want as jy jou maat se liefde ontvang, as jy jou maat se liefde aanneem, dan het jy terug lief. En dis hoe dit by God gaan. Daarom sê Paulus iets daarvan, is wanneer jy God se liefde ontvang, en dan sê hy, wat sal ons dan sê?
Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoe genaamd nie? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? So 'n nuwe identiteit. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van sy Vader uit die dood opgewek is, ook ons 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. So dit is wanneer jy God se liefde gekry het, dan groei jy op in daai opstanding saam met Christus. Dan kom jy op 'n plek waar jy dieper kan ontvang voor jy enigiets probeer gee. Dat jy ontvang God se liefde. In vers 12 en vers 13 in die teks, dan lees mens iets van dat God 'n nederige volk vir hom voorberei. Hy bring herstel. Hy maak sy volk ootmoedig. Hulle leef sonder bedrog. Hulle woon veilig sonder om te vrees. Want dis deel van die herstel wat God bring in vers 12 en vers 13. Met ander woorde, God se liefde verander hulle heel eerste, voor hy nog vir hulle enige opdrag gee, verander hy heel eerste hulle identiteit, dat hulle verstaan wie hulle is. Hy maak hulle eers nuut, omdat hulle sy liefde ervaar. As ek en jy God se liefde begin geniet, gaan God my en jou begin herskep en herstel. En dis daai wat ons die afgelope tyd oor praat. As jy weet hoe geliefd jy is, gaan jy anders leef. As jy weet hoe veilig jy is by God, gaan jy nie meer manipuleer God in gebede nie. As jy weet jy behoort, gaan jy nie weghardloop nie. Jy gaan na God toe hardloop. As jy hoor dat God oor jou sing, dan hoef jy nie self aan mense te bewys nie. En dis die belangrike wat ek en jy vanoggend moet verstaan. En dis so mooi die beeld van 'n beker. As 'n beker leeg is, wat kan ek skink vir iemand anders? As 'n beker vol is, dan het ek om te gee. Dan kan ek skink in ander mense se lewens. En daarom vir kinders van die Here is dit so belangrik om daai te kan verstaan. Is dat ek en jy God se liefde moet ontvang. Hy met my en jou beker, ons harte, ons lewens kom volmaak. Want ons reflekteer sy liefde, ons gee wat ons reeds ontvang het. En daarom sommer net 3 praktiese vrae wat ek vanoggend vir jou wil vra, wat jy vir jouself vanoggend moet vra. Waar leef ek nog in vrees eerder as in geliefd wees? Waar probeer ek mense beïndruk eerder as om in God te rus? Waar moet God my selfbeeld weer kom herskryf? Dat ek en jy kon verstaan, ek is geliefd. God sing oor my. God verheug hom oor my, sê hierdie Sefanja teks as hy begin. Weet jy dat God hom verheug oor jou? Want eers wanneer mense geliefd is, wanneer hulle God se liefde ervaar, eers dan stuur God hulle uit na ander mense toe. Hierdie teks beweeg vorentoe, die oomblik wanneer God sy liefde vir hulle gee en uitspreek oor hulle, dan sê God, ek sal versaal, ek sal herstel, ek sal hulle bymekaar maak, ek sal vir hulle eer gee, ek sal hulle lot verander. Heeltyd. God se liefde bly nie privaat nie. As hy sy liefde gee, dan gee hy dit om gedeel te word, om met ander te gee. Dan gaan 'n bietjie aan die voorbeeld van Saggeus. Saggeus ontmoet
vir Jesus. Hy sit in 'n boom en Jesus kom verby. En dan nooi Jesus hom saam. Jesus gaan na sy huis toe. Daar kry hy 'n ontmoeting met Jesus. Hy voel hy kry aanvaarding. Hy ervaar hierdie liefde en dit verander sy identiteit. En dan, na hy dit gekry, dan sê die eerste ding wat Saggeus sê: Here, ek wil teruggee. Ek wil kom herstel dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek wil kom weggee dit wat ek gevat het. Maar as omdat hy eers aanvaarding, eers liefde gekry, dan tree hy op. Ware liefde sluit nie toe nie, maar dit maak my juis oop om ander lief te hê. John Armstrong het so 'n mooi gedagte gedeel. Hy sê God se liefde breek mure af. Mure van vooroordeel breek God se liefde af. Breek mure van seer kry, van trots, van onverskilligheid. En ons al 'n klomp mure wat God se liefde kom afbreek wanneer ek en jy God se liefde kom ontvang. En wanneer ek sy liefde ontvang, dan maak God se liefde my sensitief, selfs vir mense rondom my. Vir my seker een van die grootste inspirasieverhale in wie se lewe soveel mense geïnspireer het, was God se liefde in Corrie ten Boom se lewe. Ek weet nie of jy van haar verhaal gehoor het, gelees het, ergens dalk 'n aanhaling gelees het van goeders wat sy geskryf het nie. Maar sy's 'n Nederlandse Christen gewees, wat in die Tweede Wêreldoorlog het sy en haar familie Jode weggesteek, in hulle huis weggesteek, sodat die Duitsers nie hulle kan doodmaak nie. En sy en haar familie word toe gevang, omdat hulle hierdie Jode wegsteek. En haar suster Betsy in die konsentrasiekamp word hulle aangehou, in die berugte Ravensbrück-kamp sterf haar sussie in Ravensbrück-kamp nadat sy mishandeling, honger en 'n klomp dinge ervaar het. Sterf haar suster daar. Nou na die Wêreldoorlog het Corrie ten Boom oral deur die wêreld getoer en begin vir mense leer, juis 'n getuienis kom gee oor God se vergifnis en God se liefde. Sy vir mense daaroor kom preek. Sy het eendag in 'n plek in Duitsland en sy besig om 'n boodskap juis daaroor vir mense te gee. En na die boodskap verby is, kom daar 'n man na toe aangestap. En sy sê sy dadelik herken sy hierdie gesig. Sy weet wie stap na haar toe. Want dit is een van die ergste wagte wat hulle gehad het in Ravensbrück. En hierdie man steek sy hand uit na Corrie ten Boom toe. En hy sê vir haar, jy mag my dit ook nie ken nie, maar ek was een van die wagte in Ravensbrück. Ek het nou 'n Christen geword. Dit is so wonderlik dat jy gepreek het, dat God ons sondes wegvat, weggooi in die see, dat ons dit nooit weer, dat hy nooit weer daarna kyk nie. Hy sê, ek het God se vergifnis ontvang. En hy steek sy hand uit en hy sê vir haar, sal jy my vergewe wat ek gedoen het aan jou? En net daar sê Corrie, wat in haar lyf gebeur, sy haak vas. Want al wat sy kan sien is haar suster wat sterf in daai kamp. Sy onthou hoe sy haar suster in haar arms vasgehou het terwyl sy sterf. En haar hart trek toe. As sy bid hierdie een gebed, Here, ek kan nie vergewe nie. Gee my u liefde. En sy sê in daai oomblik, teen haar gevoel, teen dit wat sy wil doen, steek sy hand uit. En sy sê die oomblik toe haar hand, die mans, daai wag se hand vat, toe kom daar so 'n warm gevoel deur haar arm, deur haar hart, deur haar liggaam. En sy sê hierdie woorde, ek vergewe jou broer, met my hele hart. Ongelooflik, dit wat daar gebeur. En sy sê, na die tyd sê sy, vergifnis is nie emosie nie, dis gehoorsaam. Sy het haar hand uitgesteek, nie omdat sy wou nie,
Maar omdat sy gehoorsaam geraak het en gebid het, het God haar die krag gegee om te vergewe. Want God se liefde het haar geïnspireer om te doen wat sy gedoen het. Sy sê dit was nie binne nie. Sy het net ervaar op daardie oomblik het God se liefde deur haar gevloei, juis om dit te doen. En daarom wil ek vanoggend vir jou hierdie vraag vra. Wie is rondom my wat God dalk deur my wil bereik? Wat dra swaar? En ek sien dit raak, maar ek doen niks nie. So wie is daar wat jy raak sien wat swaar dra, maar ek doen dalk nog niks nie? Weet jy dalk al lank al afgeskryf, maar God het nog nie. Dit is nie ook nodig dat ek en jy net weer begin sit op die plek waar ons God se liefde ontvang en besef oor ons sin, sodat ek en jy dalk daai stap van liefde kan neem. En miskien 'n oproep maak, miskien 'n besoek aflê by iemand, miskien iemand vergewe, miskien iemand anders raak sien. God se liefde word juis sigbaar wanneer dit voete kry. Wanneer ek en jy die liefde deel wat ek en jy ontvang het, dan word ek en jy draers van God se lied van liefde. Daai teks begin moes ek sal dit met die volke sal ek bymekaar. Ek sal dit met die volke doen. Hy begin met sy volk, maar daai lied speel uit en dit nooi die volke, nooi dit in God se liefde wat na alle volke toe gaan. As God oor jou sien, oor jou sing, nooi jou uit om oor ander te begin sing. Nie noodwendig met woorde vir hulle te sing nie, maar met jou lewe oor hulle te sing. Die liefde te deel wat jy het. Deur dalk jou teenwoordigheid om by mense te kom, dat dit vir mense inspirasie en hoop kan kom gee. Jou reaksies, hoe jy reageer op dinge, dat jy genade wys en nie net mense afstoot en hulle net, dat jy genadig is met mense. Hoe jy mense hanteer met liefde en geduld en met waardigheid, dat dit mense inspireer om sê, kyk hoe word ek aanvaar deur 'n kind van die Here. So kan ek en jy God se liefde deel en God se liefde kom sing oor ander mense. In my eie gesin, in my eie familie, in my werk, in my gemeente en in die gemeenskap waar ek is. Dan kan ek en jy begin liefde leef wat inspirerend is. Soos Corrie ten Boom. Raai gehoorsaamheid stree gee met sy eerste lief gehad is. Dit wat inspirerend is, wat hoop gee, is juist liefde. Opregte, ware liefde. En daarom wil ek vir jou 'n toepassing vra. Watter lied sing my lewe tans? Sing ek hoop of kritiek? Sing ek genade of oordeel? Sing ek vrede of spanning? Kyk net gou 'n bietjie daar. Daar's dalk nog 'n hele klomp ander wat dalk in jou hart leef wat die Here vir jou wys. Miskien moet ek en jy net ons vanoggend ons lewens oopmaak. Dis God se liefde. Want hy nooi jou om sy lieddraer te wees in hierdie wêreld. Sy liefde wat ek en jy ontvang en mee gevul is, met ander mense te deel. Ek kan nie iets deel wat ek nie ontvang het nie. En daarom moet jy in God se liefde rus. En dis sy liefde wat verander en my uitstuur. Vader, dankie. Dankie dat U oor ons sing. Maak ons vanoggend stil met U liefde. Help ons om te kan rus by U en in U liefde. Mag U ons verstaan van wie ons is en hoe ons aan U behoort. Sommer net
opnuut kom weer nuut maak en kom verander. Kom maak ons harte vol van u liefde. En stuur ons uit met 'n lied, wat ons oor ander, oor die wêreld gaan kom sing. Dat ons liefde mure kan afbreek. En inspirerende liefde kan wees, wat lewens verander. Omdat ons die liefde ontvang het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.